Welkom by die getuienis. Ons kuier vandag saam met Janko, maar ek wil net eers vandag begin met 'n skrif. In Psalm 145 vers 17 tot 19. Ek gaan dit vir julle in die ESV lees. The Lord is righteous in all his ways and kind in all his works. The Lord is near to all who call on him, in truth. He fulfills the desire of those who fear him. He also hears their cry and saves them. En dit is vandag waaroor Janko se getuienis gaan. Janko, baie welkom hier by ons. Baie dankie Janita, wat 'n eer en voorreg vir my om vandag met jou en die kykers te deel hoe Jesus my van donker na lig gebring het. Baie dankie. Ja, en vandag se tema gaan oor waar jy in oomblikke waar Jesus jou kom red het op 'n beplande moord. Maar kom ons maak nou die kykers 'n bietjie opgewonde oor hoekom jy mense jou wou vermoor het. Maar daar was 'n proses waardeur jy eers moes gegaan het voordat dit in jou lewe gebeur het. Vertel net eers vir ons 'n bietjie van jou agtergrond. Absoluut, so wow. Janita, ek het groot geword in 'n Christelike huis, ek sou sê 'n godsdienstige huis, waar ons Sondag kerk toe gegaan het, jy weet, en ons was in die NG Kerk. En maar die gees van die Here was nie deel in my lewe nie. Ek het geweet van Jesus, maar ek het hom nie geken nie, jy weet. So ek het in 'n godsdienstige huis groot geword, maar en in 'n tyd van my lewe het dit heeltemal omgedraai. So en as 'n jong seun het ek geweet en gehoor van Jesus, maar ek het hom nie geken. Ja. Wow. En dit is die ding, as 'n mens, jy ken die Here, maar as jy hom nie weet nie, ken jy ook nie die stap van Heilige Gees om jou te help nie. Absoluut. En op 13 het jy ongelukkig 'n besluit gemaak in jou lewe wat jou gekos het. So vertel vir ons 'n bietjie op 13, wat is daai journey wat jy moet deurstap? So wow, ja, van die ouderdom van 13 jaar af oud het ek begin eksperimenteer met dwelms, so my ouer boetie en hulle, en dit was eintlik meer uit 'n oogpunt van ek wil net probeer, hoe voel dit, en ook sou ek sê daar was 'n bietjie nie verwerping nie, maar ek het gesmag na iets wat ek nie kon kry of nie gehad het nie. So van 13 af het ek begin daggarook en begin toets, en nie lank daarna nie het ek volslae begin daggarook elke dag, en van laerskool af, jy weet, dis 'n baie jong ouderdom, en toe op die ouderdom van 15 en 16 toe's daar gaan nie meer genoeg nie, en van toe af het ek begin cat snuif, en saam my broer se vriende nog steeds cat snuif, en van daar af moet ek nou obviously moes ek my addiction, my verslawing moet ek kan ondersteun met geld, en toe het ek begin steroids verkoop en aan skool kinders en aan my vriende, sodat ek my verslawing kan sustain, jy weet, kan voed. Ja. En en toe nie lank daarna nie het ek begin mense indoen, en ons het kriminele geraak, jy weet, ek en my vriende, ons het mense begin roof, jy weet, goed steel, en sodat ons verslawing kan voed, jy weet, dit vat geld, en dit kos geld, en ja, ek was net op hierdie highway, op hierdie pad wat na die hel toe loop, en ek het dit nie geweet nie, en ek het weg van die Here af hardloop, so vinnig soos wat my bene my kon dra, jy weet, sonder dat ek dit geweet het, en nie lank daarna het ek nie eens met kerk toe begin gaan, jy weet, dit het my net heeltemal weggetrek van die kerk af, en ek het dit net so geniet, dat dis al wat ek wou doen, jy weet, is dwelms. Ja, want dis is die vyand werk, hy trek jou in ietsie in, en dan wys hy vir jou, maar daar's nog 'n beter ding, geef jy nog ietsie groters, en so as jy jouself kry, dan is jy so vasgevang in hierdie donker gat, en dan is dit wanneer ons geneig is as mens, om weg te tree van die Here af. So laat my eintlik so dink aan die verhaal van Adam en Eva, toe hulle gesondig het, wat het hulle gedoen? Hulle het gaan skuil, want hulle kon nie die Here se teenwoordigheid in sy teenwoordigheid inkom nie, en dit is wat sonde doen, dit wil ons wegneem van die Here se teenwoordigheid, en dan val jy net al hoe dieper en dieper, en jy weet later nie om daar uit te kom nie. Op 'n stadium het jy vir my gesê, op 19, ervaar jy demoniese magte en die bonatuurlike krag van Jesus. Vertel vir ons 'n bietjie hoe dit in jou lewe gebeur. Sure, wow, ja, Janita, daai was, toe ek 19 jaar oud was, het ek so groot naam gehad in Bloemfontein onder die jeug, en onder die seuns, en onder die meisies, en ek was net so wel bekend, en ek was so vol van myself, vol pride, as ek daai Engelse woord mag gebruik, en toe ek hier toe was ek hoog op cat, en ek staan toe buite, en ek skree toe sommer in die lug,
al julle demone kan my ook probeer, jy weet, ek het nie geweet van die geestelike riekelm in die wêreld nie, jy weet, en so onkundig soos wat ek was, jy weet, en ek skree toe uit, al julle demone kan my ook draai, jy weet, en daai selfde aand het ek bed toe gegaan en ek het gaan lê en ek wou reggemaak om te slaap en ek was op my foon en die volgende oomblik toe val my foon bo op my bors en die volgende oomblik toe kom daar 'n fisiese force in my kamer en dit gryp my fisies, my klere, dat my klere soos trek en as en die volgende oomblik begin dit my verwrig en dit trek my amper bo van die bed af en in daai oomblik het ek besef dat dis reël en ek kon nie praat nie, ek kon nie opstaan nie, ek was magteloos. Daar's niks wat ek kon doen wat dit kon verhoed of keer nie. Ek kon nie eens eintlik dink of ek weet nie hoe om dit te beskryf nie, maar dit was meer reël vir my as wat ek nou hier sit en met julle praat en die volgende oomblik kom daar net een woord in my gedagte op. Ek kon dit nie sê nie, maar net een woord kom in my mind op en ek kon net aan een woord dink en ek weet dit was Jesus wat die woord in my mind en in my hart gesit het en die woord was Jesus. En toe die naam, die woord in my kop opkom, Jesus, onmiddellik toe vlug daai vol. Toe vlug dit, toe los dit my en ek staan onmiddellik op uit die bed en ek smag na my asem. Ek kon amper nie meer asem kry soos daai goed my verwrig, ek versmoor amper doodgemaak ek toe en ek besef toe dat ek besef daai aan die krag wat daar is in die naam van Jesus, dat ek besef het tot vandag, ek hoef dit nie eens aan te roep nie, ek kan aan Jesus se naam dink en bose geeste moet vlug, want Jesus het my gewys, terwyl ek nog 'n sondaar was en vir die duiwel gelewe het Jesus my gewys dat hoeveel krag daar is in sy naam, net deur daaraan te dink, dat die bose geeste moet vlug. Ja. Wat nog as ons dit mention en sê, hoorie, in die naam van Jesus, kom weg voor my. Ja, Wow. en daar was eintlik vir jou ook 'n eye-opener om te besef, die geestesrealm is werklik. Absoluut. Ons kan nie dink dit is nie, daar is demone, want die Here sê in Lukas, ons veg is nie teen die vlees nie, ons is juis teen die bose geeste en die owerhede en daai dark forces. Dit is reël, dit is ons geveg. Ja. Maar in daai tyd ook nog hoe jy Jesus se krag in jou lewe ervaar het. Daai was jou eerste deel wat jy besef het. Wow, die naam van Jesus bo alle name, daar is krag. En in daai journey ook ervaar jy meer sy krag, dinge waarin jy jouself bevind het, waar daar 'n beplande moord op jou was, maar dit is ook net deel van die getuienis. Vertel vir ons wat in jou lewe gebeur het. Alhoewel ek die krag van Jesus en die krag van die naam in Jesus besef het en ervaar het ek nog steeds teruggegaan na my ou lewe. Ek was net so gebind, so vasgevang in hierdie dwelmverslawing en dit het toe nie daar gebly nie. Nie lank daarna nie het dit begin crystal meth tik. Hulle noem dit vandag tik op die straat, het dit tik geword, het ek verslaaf geraak aan crystal meth en vitamine en ons het toe so vasgevang geraak in dit dat ons moes meer mense roof en ons moes meer goed doen om ons verslawing te kan volhou, jy weet. En nie lang na dit nie het ons begin van die dwelm dealers, die drug dealers, sal ons soos bel en 'n order maak en dan gaan ons uit en dan roof ons hulle. En ek en van my vriende en ek praat van 'n ouderdom van 19 jaar oud wat ons dit gedoen het en as ek vandag terugdink dan besef ek nie, dan kan ek nie mooi besef waarmee was ons besig, jy weet. Maar en dan vat dit my terug dat my een vriend was deel van ons en hoe die mense wat ons geroof het agter hom aangegaan, agter my ook aangekom, jy weet. Dit's nou die drug dealers, nê. En hoe ons begin wanted raak het by hulle en hoe hulle ons begin soek het en geld op ons lewens gesit het omdat ons 'n threat vir hulle besigheid is, omdat Vele van hulle steel. Ja, steel van hulle af, jy weet. En toe nie lank daarna net toe vind ons uit dat toe hulle my een vriend vermoor, hulle het hom doodgemaak en ek besef net dat elkeen van ons het 'n bepaalde tyd op aarde. Die Bybel sê in die boek van Hebreërs 9 dat it's appointed for man once to die and then comes judgment, en dit beteken dat dis 'n appointment, en ons het 'n afspraak. Dis nie 'n toeval of 'n ongeluk om dood te gaan eendag vir ons almal nie, maar daar's 'n afspraak vir ons. En so ek het net die krag van die Here ervaar verder in my lewe van daar af en hoe my vriend doodgemaak was en hoe my hart net in stukke was. Dit was my beste vriend en hulle het net geweet wat hulle doen, jy weet, en tot vandag toe is die mense wat hom doodgemaak het nie gevang nie.
Ja, dis net die ondergrondse wêreld is baie boos en hulle kom weg met moord, letterlik. So ja, dis baie hartseer en sleg, maar ons is hier vandag om te sê wat Jesus kom doen het en wat hy kan doen in en deur ons lewens. En ja, wow, wat 'n eer. Ja, en vertel vir ons hoe die Here jou gered het in die tronk toe die mense jou wil kom vermoor het. Wow. En hoe jy vrygekom het omdat jy die polisies 'n belofte gegee het, jy sal nou daai dwelm vir dealers, die drug dealers expose, as ek dit nou so kan sê. Ja. En toe word jou naam Ja, ransom. Ja, so wow. Op daai dag was ek by die Bloemfontein se skou en toe ek uitkom, toe sal polisie by my kar en toe arresteer hulle my want hulle het goed op my gekry wat onwettig was en toe ek tronk en daai selfde aand in die tronkselle was ek amper vermoor, maar voor ek dit vir jou vertel en vir die kykers vertel, wil ek julle net vertel dat 'n ruk voor dit was ek ook in hegtenis geneem en gevang. En toe het die polisie my genader en vir my gesê, kan ek enige kriminele aktiwiteite of goed opgee wat ek van weet. En as ek doen, dan sal hulle my laat gaan, hulle sal my vrylaat. En so toe het op daai stadium het ek geweet van 2 cookhouses, ons noem dit cookhouses in Engels, dis waar hulle dwelms kook en maak. En toe het ek die kaptein van die polisie daartoe gery en vir hom gewys en gesê dis wat hier aangaan en toe het hulle my laat gaan en hulle het ondersoek ingestel. En daai selfde dag toe ek huis toe en omtrent 'n week daarna was ek en my broer binne in die Windpark Casino by Bloemfontein en toe ewe skielik 3 of 4 ouer mans my approach en hulle sê toe vir my dat die Italiaanse maffia kom vir my en hulle woorde was hulle het nie baie mooi met my gepraat nie en hulle het my gesê dat the Italian mafia is coming for you en op daai oomblik besef ek toe dat dit wat ek opgegee het was actually eintlik hierdie mense se besighede en dis deel van dit en dis 'n multimiljoen rand besigheid, jy weet, die dwelmhandel in Suid-Afrika vandag en toe besef ek dat dis dit, want dit kan niks anders wees nie. En anyway, en so hierdie aand wat hulle my in hegtenis geneem het by die skougronde, toe ek tronk toe en daar was miljoene rande op my lewe gesit deur hierdie maffia en hoe mense my boog te hou en hoe dit so erg geraak het dat ek nie eens meer saam vriendinne of mense wil nie eens eintlik meer saam my gekuier het nie, want hulle sê ja, hulle gaan jou doodmaak. Dis te gevaarlik vir ons om saam met jou te wees en ek sit daai aand in die selle en ek is wakker vir 3 dae. Ek het nie geëet vir hoe lank nie, ek is honger. Die dwelm crystal methamphetamine maak jou baie wakker en dit maak jou nie honger nie. So you just go, jy hou aan gaan sonder om te eet en jy wil alles doen wat sonde is. Sonder dat jy dit weet. Jy word beheer deur 'n demoon. Soos ons vandag deur die Heilige Gees gelei word jy, as jy onder die invloed is, deur 'n demoon gedryf en gelei. En ek sit daar in die selle en ewe skielik kom hier al hierdie ander gevangenes ook in, ander kriminele, hulle kom ook ewe skielik in die tronk en ewe skielik gryp hulle my en hulle sê vir my dat vanaand is jou aand en hulle sê vir my dat vanaand is jou aand, hulle sê vir my vanaand is my aand en in daai oomblik ek is wakker vir 3 dae, ek is so honger, ek kan nie vir julle sê nie. En hier gryp hierdie mans my, daar was omtrent 13 of 14 van hulle ewe skielik saam met my in die sel. En as ek moet terugdink, dan dit het gevoel soos Daniel in die leeukuil, hoe ek surrounded is en omsingel was met al hierdie mense wat reg is om my dood te maak en om die geld op my lewe te vat vir hulle, jy weet. En ek begin uitroep en ek is 'n sondaar, jy moet dit onthou, ek is 'n sondaar, ek is nog hoog op drugs. Ek was op pad om drugs te gaan koop toe hulle my vang. Toe ek net uitloop by die skou en hier vang hulle my, nou sit ek in die tronk en hier is ewe skielik hierdie mense wat die beplanne moord op my is, deur die Italiaanse maffia, die geld wat op my lewe is en ek sit daar, my hart klop uit my bors uit. Eerstens, ek besef hulle gryp my en hulle sê van ons jou aand, jy weet, en ek weet niemand hoef my te gepreek het in daai tronksel nie. Die conviction die was so erg dat ek weet as ek nou moet dood gaan ek hel toe. Ek's in sonde, ek lewe vir die duiwel, jy weet. Of ek en jy lewe vir Jesus, of ons lewe vir die duiwel, jy weet. Daar's net twee vir wie ons kan lewe. Of ons is voluit in vir Jesus, of ons lewe vir die duiwel. Of ons is 'n Christen, of ons is 'n satanist. Nee, daar's nie 'n middelweg nie. Nee, Jesus sê dis nie ons nie, nee, wow. En ek sit daar en ek begin uitroep. It was a heart cry. Dit was uit my hart uit. Ek kan nie vir julle sê nie, dit was uit my hart uit en ek begin uitroep en
ek's eerlik met Jesus, ek sê vir hom, Jesus, as ek nou moet doodgaan, gaan ek hel toe vir die ewigheid, gaan ek vir die ewige lewe in die hel spandeer, en jy weet, die ding oor die hel en oor die ewigheid is, so baie mense dink dat mense gaan weg vir 'n naweek of 2, of vir 'n week, of vir 'n vakansie, hemel toe of hel toe, maar jy weet, dis vir die ewigheid, dat die Bybel sê, dat die dood is net 'n skeiding van die gees en die liggaam, en hoe ons moet reg wees elke oomblik, en ek sit daar in daai tronksel, en ek begin uitroep, en ek sê, Jesus, ek skuldig, Jesus, ek's 'n dwelmverslaafde, ek's ver van U af, Here, sal U my asseblief kom red, al maak hulle my dood, laat ek tog net die hemel ingaan, asseblief, Jesus, en ek begin net confess, jy weet, ek begin net bewus raak van my sonde, in my hart, sonder dat enigiemand vir my preek, of ek het nie regtig eens die Bybel geken nie, maar op daai oomblik het as my oopgebreek, en het ek besef dat as ek nou doodgaan, gaan ek hel toe vir ewigheid, en hoe ek uitroep na Jesus toe, en uit my hart uit, en 'n halfuur na ek uitroep, en uitroep na Jesus toe, ek het nie toegeweet nie, maar nou weet ek, 'n halfuur na 'n uur, toe kom daar die Gees van God, die Heilige Gees deur die mure, en hy begin hierdie mense om my aan die slaap maak, en ek sê vir jou, nie lank na ek begin uitroep het, Jesus kom red my, ek is skuldig, ek is 'n sondaar. Jy weet, die Bybel sê vir ons dat Jesus het gekom om sondaars te red, nie hulle te oordeel nie, nee, hy's nie 'n polisieman nie, hy's 'n redder, hy wil ons red, as ons kom, daar's 'n invitation vir elkeen van ons, en ek roep uit, en toe kom die Heilige Gees deur daai mure, en hy maak hulle aan die slaap, een vir een, en jy weet, 'n halfuur na 'n uur, toe stort die mense om my, en ek kon obviously nie slaap nie, en ek het dog as hulle my nie doodmaak nie, gaan ek doodgaan van 'n hartaanval, jy weet, ek sit hier en ek hoor hulle gaan my doodmaak, en toe het hulle in hulle taal ook gesê, dat los hom tot hy slaap, ek kan so 'n bietjie Sotho praat, ek het op 'n plaas groot geword, en toe sê hulle los hom tot hy slaap, en obviously, ek kon nie slaap nie, maar toe Jesus hulle aan die slaap kom maak, en omtrent 'n halfuur voordat hulle die tronksel kom oopsluit die volgende oggend, toe het hulle, toe word ek aan die slaap teen die hek, en toe hulle oopsluit, toe val ek uit die hek uit, en toe word ek wakker, toe besef ek, hoor ek lewe nog, toe het ek net vir 'n halfuur geslaap, maar toe hulle oopsluit, toe val ek uit, en toe besef ek lewe nog, en letterlik soos 'n paar ure daarna, daai oggend, toe kom hulle in, en toe roep hulle my naam uit, en toe sê hulle, jy word vandag release, en dit was bonatuurlik, jy weet, ek was 2 of 3 keer in hegtenis geneem, en nie 1 keer in die hof nie, Jesus het my elke keer bonatuurlik uit die sel uitkom, so, wat 'n wonderlike Here dien ons nie, ek het nie woorde nie, en van daar af, toe ek release, en die volgende dag het ek reguit weer my dwelmverslaafdheid na dwelms toe gekeer, en my lewe het aangegaan vir 'n paar maande, en ek was op 'n run, as ek daai Engelse woord mag gebruik, van die maffia, en hulle het my hele familie laat weet dat die wêreld is te klein vir my om weg te hardloop van hulle af, en hoe daar net die hele tyd threats was, en die ander keer word ek sommer herinner deur Heilige Gees, was daar 'n beplande moord op my deur my eie beste vriende, en hoe ek net op Jesus se naam geroep het daai aand, en hoe daar 4 mans met wit jasse voor die huis bygeloop het met pangas, soos groot kapmesse, en daar was net 'n groot prys op my lewe, en dit was reël, hulle het my vriende begin doodmaak ook, jy weet, en hoe ek net elke keer op Jesus geroep het, en gevra het, Jesus kom red my, en die skrif kom by my op, dat wat die woord sê vir ons in Romeine 10, dat wie ook al op die naam van die Here aanroep, sal gered word, en ja, so, ek het aangeploeter in my dwelmverslaafdheid, en eventually die eendag toe kon ek nie meer nie, jy weet, en maar voordat dit gebeur het ek 'n meisie gehad in my lewe, en sy het vir my gevra dat ek moet haar kom besoek in Margate, en sy het vir my gesê, met al die geld wat ek nou al gebruik het vir dwelms en vir dobbel, kon ek nou by haar gewees het, jy weet, in Margate, en anyway, toe doen ek iemand in, en ek steel toe weer geld, en doen iemand in om geld te kry om na toe te gaan, en ek was ook vir lank wakker, en toe raak die aand, en op pad Margate toe raak ek soos 2 of 3 keer aan die slaap, en net voor ek aan die slaap raak, dan gooi ek myself nat met water aan, hou ek aan ry, en die 3de keer toe ek aan die slaap, en toe dit gebeur, toe raak ek heeltemal aan die slaap, en toe word ek wakker reg langs die pad, en die polisie maak my wakker, en daar's 'n ambulans, en my kar is perfek geparkeer langs die pad, net buite Pietermaritzburg, en hoe Jesus my net bewaar het deur dit al, jy weet, dis so 'n groot blessing dat ek nog vandag hier kan sit, ek was nie toe reg om dood te gaan nie, maar vandag is ek, en
kan nie wag om Jesus te ontmoet nie, maar ek weet daar's nog 'n werk om gedoen te word. Absoluut, want jou getuienis Ja, mense help om vry te kom. absoluut, Ja. dis hoop so net. Sê Wow. vertel gou vir ons, Janko, hoe het jy Jesus nou in werklikheid ontmoet en Ja. jy vrygekom? Wow. En dit wat jy Ja. vandag doen. So hoe ek vir Jesus ontmoet het, ek was net moedeloos, jy weet, en ek het N1 toe geloop van ons huis af en ek het net 'n tas oorgehad en ek het N1 toe geloop en ek het net gesê ek soek hulp en ek wil net na 'n rehab toe gaan, jy weet, as al net 'n rehab is. En toe staan ek daar en toe haik ek en laat iemand my net optel dat ek net Johannesburg se kant toe kan kom, ek wil na 'n rehab toe kom, jy weet, en niemand het my toe opgetel nie en die volgende dag toe ek na my oom hulle toe in Betulie op die plaas en hulle het my ingeneem, dis ook wedergebore kinders van Jesus en toe het ons vir 2 weke lank daar uitgeroep na Jesus toe, maar soos ek langs die N1 gestaan het ek uitgeroep na Jesus toe en ek het nog dwelms gedoen daar en net na ek besig was met dit toe het ek uitgeroep na Jesus toe en ek het gesê Jesus, sal U my kom red, sal U my kom bevry, ek gee my lewe vir U en net daarna het ek die dwelmse vat net neergegooi en ek sê ek bekeer Jesus, ek bekeer myself vandag en ek draai weg van dit af en Jesus het my gebed langs die N1 by die Windpark Casino in Bloemfontein gehoor en hy het my kom vrymaak en vandag kan ons vir hom werk en kan ons vir hom ran en ja, wat 'n kragtige Jesus dien ons nie, ja. Absoluut, ja. Ja, ek wil net vir die kykers sê dat Janko is vandag betrokke met crusades, want hy het besef hierdie krag wat Jesus vir hom gewys het en hoe Jesus hom vrygemaak het van al sy dwelms en waarin hy so betrokke en so vasgevang is, het hy net besef maar die krag van die Here kan dit vir enige iemand doen en hy kan dit nie vir homself hou nie. En daarom ek love jou kar, jou bakkie sê oralste Jesus saves en dit is net fantasties. Hy gaan na elke dorp toe. Hy werk nou voltyds vir die Here en hy het sy kursusse gedoen en hy's 'n voltydse evangelis om die naam van die Here groot te maak. En ek weet, Janko, daar's mense wat vandag na jou getuienis luister en sê, "Wow, ek sit so vasgevang in 'n addiction." Dit kan enigiets wees. En hulle het vandag nodig om te weet, maar daar's hoop vir my, want as die Here jou kon vrymaak, kan die Here daai persoon ook vrymaak. Wat se woord het jy vandag vir die kykers? Absoluut, wow. So die woord wat ek vir elke kyker het vandag wat miskien sukkel of dit nou met dwelms is of dit maak nie saak waarmee jy sukkel nie, enige sonde, wil ek vir jou sê dat Jesus het 'n plan met jou lewe. Die Bybel sê dat voordat jy in jou ma se skoot was, het hy jou al geken en hy het jou geroep en hy het jou geroep om 'n heilige lewe te lewe en dis net moontlik deur hom, deur Jesus se bloed, is vergifnis vir jou sonde, vir my sonde en deur die wonderlike Heilige Gees kan jy en ek in victory loop, in oorwinning. Ons hoef nie deur sonde vasgevang te word of te wees nie. En ja, dan wil ek jou vinnig vertel van God se kalender. Kom ons noem dit God se kalender, dat daar's 3 baie belangrike dae van jou en van my lewe vir God. En die boek van Ecclesiastes 3, daar staan 3 vers 2 dat daar's 'n dag wat ek en jy gebore word en dan gaan die Bybel aan en dan sê dit vir ons in Hebreërs 9 dat daar staan dat there's a day that we all will be judged. Die Bybel sê that it's appointed for us once to die and then comes judgment. En die laaste dag wat baie belangrik is en ek glo dis die belangrikste dag in God se kalender vir jou en vir my lewe en dis die dag wat jy en ek tot redding kom. Dis die dag wat jy Jesus se naam uitroep en jy jouself bekeer van elke sonde. En dis die dag wat jy glo dat Jesus die seun van God is en dat hy vir jou die weg, die lewe en die waarheid kan gee want hy is dit. Halleluja. So as jy daar sit en jy's ver weg en jy kort Jesus in jou lewe, my vriend, ek wil vir jou sê dat Jesus is so ver weg soos jou volgende asem, dat hy's reg by jou en hy wil binne in jou kom lewe en die Bybel sê dat hy het vir ons dood gegaan terwyl ons nog sondaars was, terwyl ek nog weggehardloop het van Jesus en hom gespot het miskien of wat ook al gedoen het hy my kom soek. Ek herinner jy aan die verhaal in die Bybel in Lukas waar die woord vir ons sê dat sal hy nie die 99 skape los en vir jou die een wat afdwaal kom en jou kom haal nie. Ek wil vandag vir jou sê dat Jesus het 'n plan vir jou en as jy sy naam aanroep, die Bybel sê in Romeine 10, wie ook al die naam van die Here aanroep, sal gered word. En wat in my geval gebeur het, ek sy naam aangeroep en toe het ek bekeer en nou glo ek die goeie nuus van Jesus. Dis die fondasie. Bekeer jou en glo die goeie nuus en hy wil jou vul, hy wil jou ewige lewe gee, maar die sonde wat binne in ons was en is, skei ons van God af en die oomblik wat ek en jy bekeer van ons sonde, wat ook al dit is,
tot lieg, steel of rook of wat ook al, dis sonde, dit skei my en jou van 'n heilige God af. En die Bybel sê dat deur Jesus se bloed is daar vergifnis vir my en jou. En vandag kan jy, soos jy daar sit, kan jy vergifnis kry. En as dit jy is, wil ek hê jy moet saam met my bid. As jy wil, as jy voel die Heilige Gees, druk dit op jou hart. En as jy weet daar's sonde in jou hart, Jesus wil jou vergewe, hy wil jou die krag gee oor dit. So as dit jy is, wil ek hê jy moet saam met my bid. Almagtige God, ek kom na U toe in die naam van Jesus. En vandag kies ek om U te volg. Ek draai weg van my sonde en ek kies U vandag. Ek vra Jesus dat U my sal vergewe van al my sondes. Ek bekeer my en ek glo dat U die Seun van God is, dat U aan die kruis vir my gesterf het en dat U weer opgestaan het uit die dood en dat U lewendig is tot in ewigheid. In Jesus naam. Amen. Amen. Jankie, dit is so amazing om te weet, ons het nog 'n kans. Terwyl ons hier op aarde is, het ons 'n kans. En ons wil net vir jou sê baie dankie. Dankie vir jou getuienis en jou bereidwilligheid om die naam van die Here groot te maak deur jou getuienis. En hier is 'n beker, waar ook al jy gaan evangelisasie werk doen. Amen. Drink uit daai beker dat die mense jou getuienis sal ken en die naam van alle name sal weet. Ja. En wil ook net vir jou sê, ons bid vir jou, as enige iemand met Janko in kontak wil kom, sy selfoonnommer sal nou op die skerm verskyn, as jy wil weet waar hy is, en wat se area hy betrokke is met sy crusades, en as jy self net met hom wil praat en sê, Janko, ek het hulp nodig, sal jy saam met my bid, sy besonderhede is op die skerm. Ons gaan julle groet tot 'n volgende keer, shalom!